Baie dankie dat julle hierdie reeks volg met die onderhoud met Dominee Hein Kotse vanuit sy gemeente Bloemfontein. Hierdie is die laaste aflewering in die reeks. Luister graag saam en baie dankie dat julle ons ondersteun. Want dit is nou gelukkig dat jou dogter nou in die kerk groot geword het, ek het in die kerk groot geword, maar daarso is Afrikaanse mense wat reg oor die wêreld bly, wat so toe geëmigreer het, wat die kinders niks met die kerk te doen het. Daar's nie 'n kerkkultuur daarso nie. So nou is dit baie moeiliker vir ouers wat in die kerk groot geword het, hulle self het in die kerk groot geword, maar nie hulle kinders nie, want hulle kinders nou oor see groot geword, om nou hierdie ding te aanvaar en daar kan 'n makliker 'n baie groter rif tussen die ouers en die kinders inkom. Hoe maak mens dit nou? Moet jy oor te werk. Ja. Moet ek kan werk en dan kan ek inligting gee. Ek kan maar net inligting gee en om die hele ding gaan oor. Ja. Om kinders wat kennis aan die goeie sê. Ja. En die kind is aan die kant is gay. Die ouers is so as 'n onsekerhede. Ja. As hy onsekere oplossing. Dink ek, ja. Ja. Dit gaan altyd gebeur nie. Ja. En maar die ander vrees is ook dis alle onreg. Dat die ouetjies op 'n stadium, maar die kerk sê dis verkeerd, ek gaan wel toe. God haat my. Ja. Nee. En dat hy dan sy rug op God gedraai het. En nie uit die kerk uit te gaan en my ongelowig word of ek nie meer gevloed word om lief het nie. Ja. En daai inbly. Ja. Dus Dit is 'n moeilike woord, ja. Ja. Want die mense het nou klaar gevoel, God verwerp my, God haat my, hy het my op 'n sekere manier gemaak, ek kan nie verander nie. Ek het al alles probeer, afmers probeer en so as God my nie wil hê nie en die kerk wil my nie hê nie, dan gaan ek maar na die wêreld toe, na dwelms en promiskuïteit en al die Ja, want as ek nou verhouding is, as ek nou weg. Ja. As ek nou so kan maar doorgaan. Ek kan hom doen net wat ek wil. Ja. Ek is nie verloor. Ja. Ja. En ek dink soos byvoorbeeld met my pa, as hy dit nie met die tyd begin aanvaar het nie, sou ek net nooit weer by hom gaan kuier het nie. En dit sou baie hartseer gewees het en ek sien dit met die guys dat as hulle pa's dan doodgaan, dan sien ek op Facebook hoe mis hulle pa, sit die memories op, alhoewel hulle nie 'n goeie verhouding met hulle pa gehad het nie. Enige kind smag na 'n verhouding met hulle pa. Maar dit is so finaal as die pa dood is. En dit is dan jammer dat die ouers en die kinders mekaar verloor deur dit as hulle nie saam kan kom. Ja. Dis sleg. Dit is baie sleg. So eintlik as die ouers nie hulle kind aanvaar nie, hulle het twee keuses, of hulle aanvaar dit en die kind kom huis toe, of hulle aanvaar dit nie en maak dit moeilik. En dis soos daai fliek Prayers for Bobby. Ja. Wat as iemand dit nie gekyk het nie, gaan soek dit gerus op. Dis op YouTube ook gratis wat jy dit daar kan kyk. Van die ma wat haar kind geBybel bash het en Bybelversies oral opgesit het en toe het hy weggegaan en self gepleeg. En daarna het sy toe eers die moeite gedoen om te gaan kyk wat sê die Bybel en dis toe te laat. Baie keer sê ouers wat ek gekies om 'n kind lief te hê. Maar ek weet wat hulle bedoel. Ja. Maar eintlik moet jy nie te kies om 'n kind lief te hê, jy dit lief. Ja. Elke keer se weet as jy nie meer lief te hê nie. Dis hartlik so. So vat die maklike pad. Ja. Om net aan lief te hê. Ja. Ja. Dis 'n baie harde besluit as jy doen aan 'n kind lief nie. Ja. En jou betrokkenheid verder by kerk en by die geybediening, gaan dit aan of nou het jy nou heeltemal afgetree of Dis afgetrek, weet nog. En dieselfde gemeente, ons gemeente was my goed vir 40 jaar. En dan gee ons steeds ruimte om die inkomste te deel. En doen nie so baie nie, maar ek wil dit nog doen. Ja. Ja. Dit is 'n voorreg. Dit is altyd op 'n nuwe oudjies, nuwe stories. Ja. Daar is 80% is nuwe stories. Dis wonderlik. En maar daar is ook lelike hartseer stories. Ek glo dit. Ja. Ek glo dit. Dis wonderlik dat uit sy gemeente in Bloemfontein die mense so kan aanvaar. Ek en Jan het hier so in Bloemfontein geplaas was met Dominee Hein en ons het Klerksdorp toe getrek waar ons nou vir 6 jaar in 'n AGS gemeente was, maar ons was ook maar net voorwaardelik aanvaar omdat die pastoor ons aanvaar het. En die pastoor is nou weg en toe is ons nou heeltemal blootgestel en toe hy nou weg is, toe word ons op basies uit die kerk uitgeskop. Dit is 'n baie slegte storie en Ek is geskok. ja, dit is nogal hartseer om te dink as jy jou geestelike huis verloor wat jy gedink het jy veilig was. So ek kan regtig aanbeveel vir mense wat in Bloemfontein se omgewing bly of verby Bloemfontein kom om by uit sy gemeente aan te klop en daarso sal jy dan nie uitgeskop word. Mooi. So dis alles is dalk met dat ek net alles wil kyk. Maar wat ek altyd vra is jy veilig? Ja. Ja. Is jy veilig en jy weet wie jy is? Ja. En as jy nie kan weet wie jy is nie, dan Ja. jy bestaan. Dan moet jy nie altyd mis spot. Dit is
Want byvoorbeeld een van die goed wat die pastoor herhaaldelik vir my in die hand gesê het is, dankie dat julle dit op so 'n versigtige manier hanteer dat julle nie aan mekaar hang en vat in so in die kerk nie. En mense weet nie regtig hoe om dit. Geen mens hang aan iemand in die kerk nie, maar as strydkappels die geleentheid het as hulle bid as 'n gesin om mekaar vas te hou, dan wil jy ook voel jy's veilig genoeg om dit te kan doen. Ja. Dus ik denk dat een vloesje bij een van die mooiste van de strijdschappels is allemaal vast in de kerk. En dus ik zei, wat ik van de strijdhouders, elke keer dacht ik om te gaan kijken of het oké is. Dat ik het net achter gezet. Maar voor heb ik in de kerk een gezinnetje gezet in de deur. Als je kennis, dat wordt later, wordt stoel heeft getrouwd, dat ik ook later getrouwd heb. En de ene, het is zo arm zo op mijn zijn schouder gezet. En dit wat hy gesê het van agteraf, dat dit om te kyk. Dis wonderlik. Ja. Baie dankie Dominee Hein vir jou tyd. Ons sal definitief die gesprekke voortsit. Dis lekker om met iemand te praat wat so baie ondervinding het en wat die pad al gestap het. En baie dankie vir jou hart vir die gay mense en vir die ouers van gay kinders en vir alles wat jy gedoen het, want jy het jou nek al ver uitgesteek vir die gays en ons waardeer dit baie. Daarso is nie baie sulke predikante of pastore nie. En as mens dit kry, dan weet jy dis 'n spesiale iets wat jy ontvang. Baie dankie daarvoor. Ek het maar net sê, afsluiting sê, dat die feit dat my dogter gay is, ek sê dit baie keer vir haar, het gemaak dat ek betekenis kry aan die einde van my bediening. En betekenis wat vir my verryk het ek ook vir ander mense ook iets beteken. Definitief, vir ander mense baie beteken. Baie dankie Dominee Hein. Probably thanks.